of the path to. Goeiedag en baie dankie dat jy ingeskakel het op ons program Kruis. Kyk, my naam is Ina en vandag gaan ons weer 'n wonderlike getuienis gee. Dit is altyd vir my so lekker om te hoor hoe ander mense se lewens soos myne is en was of verskillend. Ons is verskillende mense, kom uit verskillende areas, maar ek wil net vir jou 'n bietjie bemoedig met 'n skrif uit Efesiërs 1 vers 7. Die Bybel sê, deur die bloed van sy seun, ons weet nou sy seun is Jesus, is ons vrygekoop en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Is dit nie verlossing nie? Jesus het op die kruis vir ons gesterf. Iemand sê nou die dag vir my, en ek het dit verlede week ook gebruik, dat die Here het dit in my lewe gedoen en dit, ek sê nee. Die Here het niks in jou lewe gedoen, jy het dit self gedoen. Hy het toegelaat dat dinge oor jou lewe kom wat nie vir jou lekker is nie, maar hy het die hoogste prys vir ons betaal. Al wat ons moet doen, is om vir daai versoekinge wat oor ons kom, nee te sê. Maar vandag het ek vir Gerda Hatting by ons. Gerda, baie dankie dat jy gekom het, en dat jy vir ons 'n bietjie vertel, waar is jy gebore, groot geword? Ek is in Pretoria gebore, daar in die voordeur van die Moedersbaai, né? Daai een. Ja. Ek was die 4de kind van 6 kinders. En ek het eintlik in die Transkei groot geword, in die ou Transkei. Ja. Baie wonderlike kinderjare. Wat 'n dorp? In Mthatha. Mthatha, ja. Die hoofstad. Die hoofstad, ja. Ek het daar groot geword. En ons het later, toe ek omtrent in standaard 9 was, graad 11, toe trek ons Sasolburg toe. En ek het daar matriek gemaak. En toe sê ek Potchefstroom toe, om te gaan onderwys swat. En toe het ek op Ermelo gaan skool hou. En toe later, na 5 jaar, die onderwys bedank en myself ingeskryf as 'n verpleegster. En dit het toe nou nie baie lank gehou nie, want ek ontmoet toe my man, wat toe teologie geswat het. So ons is toe nou die volgende jaar getroud, en op die ou end het ons nie ons eie kinders gehad nie, ons het 3 kinders aangeneem, en dit was bietjie rof, maar dit het goed gaan op die ou end, en ek het tot bekering gekom toe ek so 24 was. Op 'n sendingstasie in Natal het ek tot bekering gekom. Was jy toe al getroud? Nee, dit was voor ek getroud is. Ek het so 3 jaar skool gehou, toe ek op die sendingstasie KwaZulu-Natal tot bekering gekom. Ek ken vir KwaZulu-Natal. En dit was regtig wonderlik. Want ek het op college het ek partykeer gewonder, moet ek my hart vir die Here gee of moet ek nie? Hoe werk dit? Ek het vir my Bybelkunde dosent gevra, moet ek tot bekering kom? Sy nee, want sy het in 'n goeie huis groot geword. Wow, okay, dis 'n ander manier. Maar toe later jare toe, daar presies op besef ek toe nee, ek moet my hart vir die Here gee. En daar het my hele lewe verander. En ek het toe met iemand getroud wat toe in die teologie geswat het. Ons is toe in die NG Kerk en later met die dominee. Jy was toe mevrou dominee. Ek was mevrou dominee. Toe het ons op die ou end die NG Kerk bedank en ons is toe nou ons stig toe 'n vernuwingsgemeente op Mallelaan. En dus ons later Pretoria toe. En ja, ons het ek was met Herman Uys getroud, hy het die boek God se apteek geskryf wat baie goed verkoop het.
hy is toe nou oorlede op die ou end, en ek is toe weer getroud, en weet julle, al die goed wat ek deur is met my kinders, en met my huwelik en so aan, het my na die woord laat gryp. Ek het net al dieper en dieper en dieper in die woord ingegaan, en dit was regtig my redding in die hele situasie. Ek het selfs 'n studie gedoen oor die Hebreëse alfabet, wat jou nog dieper in die woord invat. Welkom, ek het dit ook gedoen. Dit is my wonderlik, ek het toe 'n boekie geskryf oor die Hebreëse letters, wat so diep betekenis het, want elke letter beteken iets. Ja, dis iets soos ons ABC wat ook net... daarin geskryf oor die name van God. Ja, As jy die name van God ken, dan leer jy die karakter van die Here ken. En ek het oor die edelgesteentes geskryf, die 12 edelgesteentes. So, wat vir my ook verskriklik baie beteken het. Die Bybel praat ons van 12 edelgesteentes. Ja. So, daai boekie het my baie gebless. Ek het ook 'n boekie geskryf oor dagstukkies. Want ek het gesit in die kerk en my hart was seer en goed was moeilik en so aan. En ek het met 'n boekie gesit, als geskryf wat die pastoor sê. Ja. Party boodskappe het my so baie beteken dat ek het op die ou end in 'n boekie gesit het. En 'n dagboekie, ek dink van 344 stukkies. So dit, al daai goed het my so gebless. En dan vra mense vir my, hoe weet jy al hierdie goed? Dan sê ek, is al die drama waardeur ek is vir die goed van. Ja. So ek was sommer my eie Bybelskool gewees. Ja. Luister, is die boek nog te koop? Ja, ek het nog van hulle. Maar jy Ek het laas oor die letters gepraat, en toe is daar mense wat nogal gereageer het, dat hulle baie graag die boekie wou gehad het. So, ja, as jy byvoorbeeld, ek wil nou vanoggend iets sê ook oor die woord wag. Ja. Partykeer wag ons dat die Here vir ons 'n deurbraak gee. Nou die Hebreëse woord vir wag is kavah. Dis 'n Q-A-V-A-H, maar eintlik bestaan hy uit 3 letters uit, van die klinkers sê nie veel in Hebreëus nie. Ja. Klinkers is So wag het op 3 letters en kavah 3 letters. En nou as jy kyk na daai 3 letters, die Hebreëse letters, wat dit beteken, dan besef jy waaroor gaan wag. Want wag, daai kavah beteken 'n koord. En dis 'n onbreekbare koord, want 'n koord bestaan uit 3 dele uit. En as jy na hierdie koord byvoorbeeld kyk, hy het 3 stringe. Okay. En 'n koord met 3 stringe is onbreekbaar. Absoluut. Jakobus sê dit. Ja. So terwyl jy wag, is jy veronderstel om jouself in die woord in te intertwine met die woord en met lofprysing, en dan word jy 'n onbreekbare koord. Dis soos 'n string wat nie kan breek nie. Nee, jy kan nie. As jy dink aan daai rooi koord wat Rahab by die venster laat uithang het, daai rooi koord. Sy het eintlik haar hele huisgesin, het sy toekoms het sy vasgemaak aan haar koord wat daar uitgehang het, want sy het beloftes gehad. Wow. En sy het gestaan op daai beloftes, terwyl jy staan op die Here se beloftes. Hang jou koord uit. En jou beloftes, jy kry deurbraak op daai beloftes. En Rahab het later Boas, was Boas se ma. En sy was in die geslagsregister van Jesus opgeteken. So daai koord sê vreeslik baie, die woord die wag. Kavah. Kavah is Kaf, K-A-F, wat eintlik gaan oor die handpalms. So terwyl jy wag, moet jy aangaan met dit waarmee jy besig is.
Of jy staan soms so op, sê Here, ek mag. En dan sit hy dit wat jy nodig het in jou handpalms. So, en die ander een is 'n waaf. Dit is die 6de letter, dit gaan oor die mens. En die H, die hy, die laaste letter in die woord kava is die asem van God, is die Heilige Gees, is die winde van die Heilige Gees wat jou deurbraak bring. So, as jy weet wat die woordjie wag regtig beteken, dan is jy bereid om te wag tot die Here vir jou deurkom. Wow. Ja. Dis 'n ongelooflike, ekskuus daai woord, ek hou nie van die ongelooflike, dis gelooflik, maar kan jy vir my, so 'n boekie, kan ek dit Sondag by jou kry, so ek wil dit by jou koop. Ek sal hom vir jou bring. Nee, ek wil hom, en in jou dagboek ook? Ek het nie nog dagboekies nie, ek het een. So jy dit ek sal graag, ek het nie regtig die finansies om hom weer te druk nie. Ek het daai tyd 300 gedruk. Ek het baie van hulle weggegee. Ja, mens doen dit mos, nee. Ja, ek kan hom vir jou leen. Ja, ek sal graag, maar ek wil interessante ons waarhede moet kyk of ons vir jou kan, wat kos het om so 'n boek te druk? Het jy min of meer 'n idee? Daai storie was 5 jaar terug hoor. 5-6 jaar terug en ek vra nou R100 vir daai boekie. Ons wil nou net 'n foto neem van dit, ons kamera vir ons 'n foto neem van die varshemelse olie. Kyk as jy, daar's 22 letters in die Hebreëse alfabet en die letter, die nommer 22 is ook deur die Bybel. Dis Omega. Ja, daar was 22 voorvaders, 22 konings van Juda, 22 konings van Israel en Josef byvoorbeeld het vanaf hy uit die huis uit is tot hy onderkoning geword het, was blijkbaar 22 jaar. En daar's 'n paar interessante 22's in die Bybel. Maar as jy die eerste letter vat, die Alef, en jy vat die middelste letter, die Mem, Alef gaan oor God die Vader, die middelste letter Mem gaan oor lewende water. En die laaste letter Taaf gaan oor die kruis. En as jy die 3 langs mekaar skryf van regs na links toe, dan staan daar waarheid. Dis Amet, A-M-E-T, Amet. A vir Alef, die M vir Mem en die T vir die Taaf. Wat is Omega? Wat 'n letter is dit? Alfa en Omega is die Grieks vir die laaste letter. Dis Grieks. En Alfa is die eerste letter in Grieks. Ek het nogal 'n Afrikaanse Bybel wat direk uit die Grieks vertaal is. Nou wil ek jou nog iets interessant vertel. Daar staan mos baie keer in die Nuwe Testament Amen, Amen. Wat byvoorbeeld praat met jou berg. As die Here sê vir ons, praat met jou berg. Dan sê hy, voorwaar ek sê vir jou. Elkeen wat vir sy berg sê, tel jouself op en gooi jouself in die see. Daai voorwaar in Grieks, dit is direk uit die Aramees vertaal. Jesus het mos Aramees gepraat. Staan daar eintlik Amen, Amen. Jesus het nooit aan die einde van iets wat hy gesê het hy Amen gesê nie. Hy het elke keer in die begin Amen, Amen gesê. En Amen, Amen beteken dit sal so wees. Dit sal so wees. It is done. Dit is volbring. Voordat jy roep, sal hy antwoord, terwyl jy spreek, verhoor hy jou. So hy het gesê Amen. Jy moet glo nog voor jy vra. Maar ek het die afgelope tyd nogal 'n studie gedoen oor hoekom moet ons die woord hoorbaar spreek. Ek lees baie keer die psalms hardop deur. En dan is dit asof jy bid. Jy bid eintlik die woord as jy hardop die woord spreek. Jy kan hom prewel ook as jy wil. Psalm 1 praat van
prewel die woord dag en nag. So, praat met jou berg. Maar hoe kan jy met jou berg praat as jy nie weet wat staan in die Bybel nie? As jy nie daai teks ken nie. Jy het nodig om party skrifte uit jou kop uit te leer. Want as jy genesing nodig het, moet jy weet watter skrif om te gebruik om genees te word. As jy finansiële probleme het, het jy daai skrifte nodig. As jy finansiële probleme het, of as jy moedeloos is, as jy besorg is, as jy bekommerd is. Bid die skrif. Ek gooi my bekommernis op die Here, want dit staan in die Bybel. Ja, bid die skrif. Ja, of as jy vreesbevange is, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Jy moet daai skrifte ken. Ons het, toe ek jonger was, my man wat in die bediening was, het van kleins af, het sy ma hulle elke week 'n skrif geleer. Hulle moes dit net eenvoudig geken het, of hulle nou wou of nie. So hy het my nogal begeesterd gemaak wat dit betref. Ek het ook bijvoorbeeld skool gehou in Pretoria, want ek 'n versie op 'n kaartjie. Ek het liggaamsoefeninge gegee vir die kinders. Ek onthou by 'n swembad, in die somer het ons die swembad van die skool gebruik. Nou wag ek vir die volgende klas om te kom. Dan sit ek met die kaartjie. En ek onthou, by daai swembad, by daai laerskool, Jacques Pienaar, waar ek skool gehou het ek daai skrif gehad wat sê, die woord is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Jy weet, as jy 21 tot 30 dae mediteer op 'n skrif, die Bybel sê ook in Josua 1:8, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins of mediteer dit dag en nag. Ons het nodig om ons harte vol te maak met die woord. Ja. Want daar staan in die psalms, as jy die woord bære in jou hart, dan gaan jy nie sonde doen nie. Wow. Ons het nodig om die woord te bære in ons harte. Pack your heart with the word, one by one. As jy vir 21 tot 30 dae mediteer op 'n skrif, kan ek jou verseker, jy gaan hom nie vergeet nie. Nee. Jy gaan hom verseker onthou. Jy begin met een skrif op 'n slag. Ja. En daai skrif gaan eers na jou kop toe. So hy is besig om jou denke te hernuwe. Jy vernuwe jou denke met die woord. En dan hoe meer jy op daai skrif mediteer, gaan hy na jou hart toe. Jou inner man hier binne, jou innerlike mens. En dan word dit 'n lewenswyse. En jy het hom net hier. Jy kan hom nie vergeet nie. As jy dan nou dalk later moedeloos raak en jy hou op om woord te bely, en later begin jy weer, dan begin jy hom sommer net so onthou. Jy vergeet dit nie. Nee, jy kan nie, want dit is in jou skrif in gees. jou hart. Ja, en in jou gees. Ja. Ek meen die Heilige Gees kommunikeer met jou gees. Ja, en daar staan wat genesing betref, staan dat die woord is lewe vir die wat dit vind. En 'n genesing vir die hele liggaam. So die woord is daar om jou hele liggaam te genees. Dis wat die woord sê. Nou as ek bietjie siekerig voel, dan lê ek sommer vir myself hande op en ek sê elke veselspier, senuwee, orgaan, been, sel en klier in my liggaam is genees deur die wonde van Jesus Christus. En as ek 'n pyn iewers het, dan sê ek pyn, gaan in Jesus naam. Ek vat dit nie, ek vat nie hierdie pyn nie, get out of my body in Jesus name, en elke sel herstel in die naam van Jesus. Want die Here stuur sy woord uit om jou te genees. En om jou uit jou kuil uit te haal. Ons het nie nodig om in 'n kuil te wees nie. Toe ek in my kuil was, het ek sommer 3 keer op 'n Sondag kerk toe gegaan. Met 'n boekie. Skryf neer. Begin ek 8 uur 'n diens iewers. Ry ek van daar af na die volgende diens toe, wat 10 uur begin. In die aand 5 uur, dan gaan ek na 'n ander kerk toe. Ja. En
ek het so baie geleer. Dis net 'n wonder. Ja, ons tyd gaan ons tyd loop ons soos water hierso. Sê vir my, wat doen jy nou? Ek is ingeskakel by 'n paar bidure, Okay, wat ek saam met vrouens bid. right, En dan is ek ook ingeskakel by 'n vroue Bybelstudie. okay, Ek het daar ook al oor die Hebreëse alfabet gepraat. En sy het my nou ook gevra om volgende Dinsdag oor enigiets te praat. So ek gaan oor die woord praat. Hoekom moet jy die woord hardop bely? Of prewel, of saggies sê, of jy moet hom net hoor. Geloof kom deur die gehoor, en die gehoor kom deur die woord van God. Hierdie woorde wat hier staan, is nie veronderstel om net hier te bly nie. nee, Dis veronderstel om in jou hart daar toe gewerk. gaan. Gee jy om vir ons te sê, waar gee jy hierdie Bybelstudies? Daar by die AGS kerk, in die strand. Okay, Ja. okay. Is jy net daar gekonnekteer, of doen jy ander Bybelstudies ook? Ja, ek doen nie ander So jy is Bybelstudies. daar, Ja, jy is daar. ek doen nie my eie Bybelstudies. So hoe het maar- ek jou dan nou hier in Kruiskyk gesien, dat jy net kom kuier? Ja, ek was al selfs by julle vroue Bybelstudie. O, okay. En ek het dit baie geniet, want Okay. dis my wonderlik dat hulle vir 'n uur lank woord met mekaar deel. Daar's nie net een wat preek nie. Dis die een deel iets, of daai een kan begin vir so 'n kwartier, dan die volgende een, die volgende een, volgende een. Dan praat ons saam oor die woord vir 'n uur lank. En dan bid ons vir 'n uur. Ek weet nie of julle daar uitkom nie, maar Ja, nee, ek is Dit het dit my- staan daar. baie gebless. Ja. En ek het gedink miskien moet ek so eenmal 'n maand 'n draai Ja, kom jy maak. moet. Jy moet. Ek het juist daar ingeskakel, want ek het gedink daar kan ons maar hier inskakel, maar my man wil toe AGS toe. Ons is hier by Lene en Christus ook. Ek het Okay. daar ook gepraat oor die Hebreëse Okay, so jy's alfabet. baie bekend in die omgewing, Strand Gordons Bay omgewing. Ja, ek leer baie mense ken. So jy gaan waar mense jou nooi. Ja, ek gaan Jy enige plek, beweeg ja. soos mense jou nooi. Dis eintlik Ja, en dit is my so lekker om die woord te deel. en verskillende mense- tipes van mense ontmoet Ja. en wat belangrik is dat jy wat jy doen vir meer mense gee. Jy hou dit nie net in 'n Ja. gemeente vas nie. Ja, nee, ek Jy- wil dit nie vir myself hou nie. Ek Jy wil meer mense Voel partykeer, vertel ja. en die mense is welkom om jou te bel. Jou nommer is op die Ja. as jy nie omgee nie, gaan ons dit op die program sit. So mense is welkom om vir jou te bel en Ja, jy gaan die ek woord meen om maak te my gaan so bedien. opgewonde. Ja, ek het so 'n bietjie Hebreëus studeer in Ja. my vorige gemeente en ja, dit is wonderlik hoe 'n mens leer uit die alfabet van Ja. die Bybel. En ek sien jy het dit nou genoem, maar ek wil dit graag weer vir ons kykers noem. Hierdie boekie van jou gaan oor die Hebreëse alfabet en die betekenis daarvan en die edelgesteentes in die Bybel. Vertel ons vinnig so van een of twee van hulle. Wel, as 12 edelgesteentes, ek het nou nie voorberei vir dit nie, maar die borstas wat die hoofpriester gehad het, die 12 stene ingehaat, met die 12 name van die seuns van Jakob. Die stamme, ja. En daai name self het ook betekenis. Ek sien jy het hierso die robijn, jy die granaat, Ja, jy die smarag, wat Juda is dit nie kosbaar nie? ja, dit is En dan het jy wonderlik die daai. amatis, is Issachar. Ja, Dis studies, dis diep studies hierdie, wat ons eintlik die gewone mens nie van weet nie. En dan het jy die name van God, nou dit ons so 'n bietjie Ja, van kennis, dis ons het so 'n bietjie wonderlik, ja. die name, die Jehovah, Tsuba, as jy kyk na die naam Elohim, Elam, ja, God se naam Elohim, wat Jehovah Roy, almagtig beteken. ja,
Daai IM op die einde sê dis meervoud. Elohim, IM. Dis Vader, Seun en Heilige Gees. So daai 3 name is binne in die naam Elohim. As jy kyk na Jerusalem, Jerusalem, IM op die einde. Daar is 2 Jerusalemme. Die groot geveg vandag gaan oor Jerusalem, wat in die middel van die aarde is. Ja, dis En daar's 'n hemelse Jerusalem. Okay. So dit is meervoud. Dit is Luister Gerda, ek moet nog meer met jou gesels. Ons moet nog weer 'n program doen. Is dit reg is met ja, jou? is reg. Baie dankie dat jy vandag Okay. gekom het en baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons gaan definitief haar vra om, ek het nou net en ek glo dit kom van die Heilige Gees, om hierdie boekie met ons deur te gaan. Sover jy kan. Is dit reg met Ja, jou? nee, enige tyd. Van my Ina en ons program is hy tot volgende week. Shalom. Destined today by the living water in the hands of the potter, in the hands of the potter.